'n goeie dag julle. En vandag is dit deel 2 van wat het Jesus in die sand geskrywe? Ja, en deel 2 gaan oor die manier wat die Fariseërs wou gebruik om van Jesus ontslae te raak deur 'n onskuldige vrou te stenig. Ons het gister gesien hoe die Fariseërs Jesus wou beskuldig deur die onskuldige vrou te wil stenig. So, kom ons kyk nou verder. Met die onskuldige vrou wat die Fariseërs voor Jesus bring, het hulle gedink hulle het die perfekte oomblik gekies vir maksimum openbare blootstelling vir hulle eie vuil werk. Hulle wou hê die hele Jerusalem moes sien, hoor en getuig van Jesus se ondergang, en daarom het hulle so hard gepraat. Net een ding is agterweë gelaat. Daar was iets wat hierdie veronderstelde wyse agteraf Fariseërs en nie in hulle vergelyking of planne in berekening gebring het nie. Die ironie was dat hierdie manne die wet gebruik om die wetgewer wat dit verklaar het, vas te vang, en dit was soos om Shakespeare se woorde te probeer gebruik om Shakespeare self te verwar. Wat Jesus op die grond geskryf het, was nie net 'n slim antwoord nie. Dit was 'n goddelike openbaring, wat vir altyd die manier waarop ons vergifnis en genade verstaan, dit sou verander. Johannes, wat 'n ooggetuie van hierdie gebeurtenis is, vertel dat Jesus gehurk het en op die grond geskryf het, en so asof hy die Fariseërs nie eers gehoor het nie, maar glo my, Jesus het elke giftige woord van die Fariseërs gehoor, nog voordat hulle dit geuiter het. Jesus het baie mooi gehoor wat hulle gesê het. Nou in die hele Bybel is daar net 3 verwysings na goddelike skryfwerk. Die 10 gebooie geskryf deur die vinger van God op die kliptablette, die skryfwerk op die muur tydens Belsasar se fees, en dan natuurlik hierdie oomblik saam met Jesus wat op die grond geskrywe het. Was dit dalk toeval? Nee, ek dink nie so nie, maar kom ons kyk. Die Fariseërs het nou al begin ongeduldig geraak, en Johannes vertel nadat hulle hom verder ondervra het hy weer regop gestaan en net dit vir hulle gesê. Johannes 8 vers 7. Laat hom wat sonder sonde is, die eerste wees om 'n klip in haar te gooi. Maar hier kom die belangrike deel wat baie mense miskyk. Toe hy Jesus hierdie woorde sê, het Jesus weer 'n tweede keer afgebuk en voortgegaan om te skryf. Johannes 8 vers 8 sê, en toe hy weer buk, het hy voortgegaan met skryf op die grond. Dit beteken, Jesus het 2 keer gehurk en 2 keer op die grond geskryf. Eers het hy geskryf, toe staan hy op en hy praat, en toe hurk hy weer en hy skryf weer. Dit was nie 'n enkele daad nie, maar 'n doelbewuste volgorde. En dit is in hierdie volgorde waar ons die sleutel tot die raaisel vind. Kan jy raai wat die sleutel tot die raaisel is? Die eerste skryfwerk het genoeg nuuskierigheid of ongemak by Fariseërs en hulle volgelinge gewek. Ja, en daar was 'n gebrom onder hulle gewees. Die Fariseërs het mos geglo, daar was net 2 opsies. Maar hulle het dinge ver misgevat, want by Jesus was daar geen opsie nie. Luister nou mooi. Om te verstaan wat Jesus geskryf het, moet ons net gou-gou 600 jaar terugreis tot by 'n profeet met die naam Jeremia. En hier is die eerste sleutel wat die Fariseërs se komplot ontbloot het. Luister mooi. God se eerste aanklag in die oorspronklike beskuldiging. Jeremia 2:13. God het gesê, want my volk het 2 verkeerde dinge gedoen. My, die fontein van lewende water, het hulle verlaat om vir hulle reënbakke uit te kap, gebarste reënbakke wat geen water hou nie.
En nou God se uitspraak op die beskuldiging van Jeremia 2 vers 13. Die beskuldiging sien ons daar in Jeremia 17 vers 13. En daar vind ons 'n profetiese verklaring wat die sleutel tot hierdie hele raaisel van wat Jesus in die stof geskrywe het verklaar. Luister mooi of jy die sleutel hoor. Jeremia 17 vers 13 sê: O Here, verwagting van Israel, almal wat u verlaat, sal beskaamd staan. Wie van my, hoofletter M, my afwyk, sal op die aarde geskryf word, want hulle het die Here van die fontein van die lewende water verlaat. Het jy die sleutel gesnap? Indien nie, gee ek dit in 'n ander vertaling ook vir jou. Luister mooi. Die wat van u wegdraai op die aarde se name sal in die stof op die aarde geskrywe word. Die 33 vertaling, Afrikaanse vertaling, stel dit so: die Here sê: wie van my afwyk, en sal op die aarde geskrywe word. Die 83 vertaling sê: Here, wie van u af weggaan, is vir die dood opgeskryf, want hulle verlaat die Here. En die King James vertaling: those who depart from me shall be written in the earth, because they have forsaken the Lord, the fountain of the living waters. En die New International Version stel het so: Lord, all who forsake you will be put to shame. Those who turn away from you will be written in the dust, because they have forsaken the Lord, the spring of the living water. Dus, wat het Jeremia geprofeteer? Die wat die Here verlaat, se name sal in die stof opgeskrywe word. Kom ons kyk verder. In Hebreëus is die woord vir aarde vertaal vir stof of grond. Dit sê letterlik dat diegene wat God verlaat, hulle name is net stof. Jeremia berispe nie mense omdat hulle reëls oortree nie. Nee. Ons gaan terug na Jeremia 2 vers 13 toe. My volk het 2 verkeerde dinge gedoen. My, die fontein van lewende water, het hulle verlaat, om vir hulle reënbakke uit te kap. Gebarste reënbakke wat geen water hou nie. Nou wat beteken in die aarde geskryf? In daardie tyd het mense belangrike name op klip of op boekrolle geskryf sodat dit bly. As jou naam net in stof, in grond, geskryf is, dan spoel die eerste wind of die eerste reën dit weg. Dis tydelik, ydel, sonder enige waarde. En teenoor dit sê Lukas 10 vers 20 vir sy disippels: verbly julle dat julle name in die hemel opgeskrywe is. Die hemel is permanent en stof is tydelik. Ja, Johannes 8 vers 6 tot 8, nee. Toe hulle die vrou wat in die oorspel gevang is volgens die Fariseërs storie na Jesus toe bring, hurk hy en skryf met sy vinger op die grond. As ek na die profeseë kyk, glo ek Jesus het Jeremia 17 vers 13 in die stof geskrywe. Want toe die nuuskierige Fariseërs, wat die woord goed geken het, lees wat Jesus geskryf het hulle geweet. Jesus verwys na hulle, en hulle het geweet, hulle is skuldig aan wat in Jeremia 17:13 staan. Dis hoekom Jesus toe opgestaan en gesê het, daar in Johannes 8 vers 7, laat die een van julle wat sonder sonde is die eerste klip gooi. Maar die mees verwoestende vers kom ook waarskynlik hulle harte binne, wat hulle so goed geken het daar in Jeremia 17 vers 9 tot 10. Die hart is bedrieglik bo alles en desperaat siek. Wie kan dit verstaan? Vers 10, ek, die Here, deursoek die hart. Ek toets die niere, om aan elkeen te gee na sy weë, volgens die vrug van sy handelinge.
Stel jouself nou net die volgende voor, nê. Hierdie mans, hierdie fariseërs en hulle volgelinge, geswel met godsdienstige trots, het 'n benadering verwag om Jesus met hulle struik te sien struikel. Maar wanneer hulle afkyk na wat Jesus skryf, het hulle besef en hulle het verstaan dat hulle diegene is wat geoordeel word, volgens Jeremia 17:13, want hulle het die skrif uit hulle koppe geken. En Johannes vertel ons iets fascinerend oor hoe hulle toe gereageer het, toe hulle agterkom, Jesus het van hulle in die grond geskrywe, in Johannes 8 vers 9. Toe hulle die fariseërs dit hoor, het die aanklaers een vir een begin onttrek, van die oudste tot die jongste, tot die laaste, die ouer eerste, totdat net Jesus en die vrou in die middel van die skare oorgebly het. Die fariseërs, sadduseërs en die skrifgeleerdes, saam met al die bloeddorstige klipgooiers, het almal omgedraai en huis toe gegaan. Johannes 8 vers 9. Het jy die detail opgemerk? Die ouer fariseërs eerste. Hoekom het die ouderlinge dan eerste die groep verlaat? Omdat hulle meer ervaring gehad het, al langer gelewe het en dus meer opgehoopte sondes gehad het. Hul gewete het swaarder geweg as die van die jongmans. In plaas dat die skare sien hoe Jesus skuldig bevind word, sien hulle wie werklik skuldig was. Ja, hulle het dit gesien en hulle was nie gelukkig nie. Maar daar is iets dieper hierso. In Joodse kultuur is die ouderlinge as die wysste beskou, die meeste kennis van die skrifte. As hulle onmiddellik die verwysing na Jeremia herken, het hulle dadelik verstaan wat Jesus doen, en dis hoekom hulle onttrek het. Hulle het geweet wie die ware skuldiges was. Dis nie Jesus nie, maar hulle self. Dit was nie net van persoonlike skaamte nie, maar ook van teologiese erkenning. Hulle het geweet hulle is nie net as skynheiliges ontbloot nie, maar ook as die wat Jeremia se profesie vervul het. Ja, Jeremia se profesie word vervul oor diegene wat God verlaat, en nie die lewende water in hulle gebarste kruike wil ontvang nie. Het ons aan Jeremia 2:13 net nou gelees. Hulle name word in die stof geskrywe, en so het die skryfwerk op die grond 'n goddelike spieël geword, wat God hulle hulself laat sien het. Ja, God het hulle dit laat sien deur sy goddelike spieël. Elke man wat afkyk, het nie net letters in die aarde gesien nie. Hy het gesien hoe die toestand van sy eie hart weerspieël word deur sy gewete. Elkeen het sy eie skynheiligheid gesien, sy eie afstand van God, sy eie desperate behoefte aan God se genade. Om hul name in die konteks van Jeremia se profesie te skryf, was genoeg vir elke gewete om die res van die werk te doen. Die skoonheid van hierdie daad was Jesus se goddelike presisie. Jesus het hulle nie openlik verneder deur hulle foute voor almal uit te skree nie. Nee, hy het hulle nie met veroordelende preke veroordeel nie. Nee, hy het eenvoudig in die stof geskryf en die woord van God toegelaat om hulle te laat besef wat hulle gedoen het. Dis God self wat nou in hulle harte en in hulle gewete aan die werk was. Die wat die skrif as 'n wapen gebruik het gevind dat dieselfde skrif hulle ontmasker het. Diegene wat gekom het om te oordeel, het ontdek dat hulle self geoordeel is. Sjoe, dit is baie erg. En een vir een, beginnende met die oudste en die wysste, moes hulle die werklikheid in die oë kyk, dat hulle verhouding met God nie was wat hulle voorgegee het, dit is nie. Ja, Jesus het die konynmetode met die fariseërs gebruik. Die konynmetode, dit verwys na 'n manier van onderrig
waar jy iemand se eie kennis gebruik om hulle vas te trek, sodat hulle nie onkunde kan voorgee as 'n ekskuus nie. Dis soos jy 'n konyn in 'n hoek jag. Hy hardloop self soontoe. Jesus het dit heeltyd met die Fariseërs gedoen. En dis hoekom ek sê, hulle kon nie onkunde voorgee nie. Hulle eie kennis van die skrif het hulle veroordeel. Ja, en so kom ons aan die einde van wat het Jesus in die sand geskrywe. Was die vrou onskuldig aan egbreek of nie? En dis 'n paar dinge wat die Bybel nie uitspel nie. So of die vrou skuldig was of nie, sal ons nooit weet nie. Maar dis nie waaroor die stuk handel nie, maar kom ons kyk gou na 'n paar dinge voordat ons verder gaan. Hoekom is net die vrou voortgebring en nie die man nie? Dalk omdat daar nooit 'n man was nie. Ons neem aan sy was skuldig volgens die feite, maar Jesus kies om haar nie te veroordeel nie. En hy skuif die fokus van haar aangeklaagde skuld na die hart van almal teenwoordig. Ek stem saam dat die vrou mag skuldig wees, maar iets pla my nog persoonlik, wat ek nie raak lees nie. Die Fariseërs het vooraf besluit sy gaan die voorwerp van hulle komplot wees. En ek sien Jesus het die mense die oggend in die tempel geleer. So dit het iewers in die oggend gebeur. Dit was dag gewees. En verder dink ek die verhaal is daar om ons te leer en te wys wat die profesie van Jeremia 17:13, dat dit vervul moes word. Verder lees ek in die verklaring in die Bybel in praktyk van Johannes 8:6 wat sê, in werklikheid het hulle haar as 'n lokval gebruik om Jesus mee uit te vang. En ek gaan probeer om 2 dinge so goed as moontlik uit te lig. Nommer 1. Wat was die Romeinse regspraak se praktyk gewees? Luister mooi. In 'n Romeinse hof het 'n regter so gewerk. Die regter sit en hy hoor die saak aan. Die aanklaers praat en die getuies praat en hulle vertel almal hulle storie en die aanklaer luister. Dan skryf die regter sy uitspraak privaat neer op 'n wastablet of op 'n stuk perkament. Niemand sien nog wat die aanklaer geskrywe het nie. Maar dan staan die aanklaer op en hy lees die uitspraak hardop. Eers dan word dit amptelik bindend. Die skryf kom voor die praat. Dit wys die regter het klaar besluit en hy word nie deur die skare of die geskree beïnvloed nie. Nou vergelyk die gebeure in Johannes 8. Jesus het gesit om die mense in die tempel te leer toe die Fariseërs daar instorm met die vrou. En Jesus tree soos 'n Romeinse regter op. Die Fariseërs sleep die vrou voor Jesus. Die saak word voor die regter gebring. Jesus, die regter, hoor die aanklag. En toe buig Jesus en gehurkend skryf hy iets in die grond. Met ander woorde, hy skryf sy uitspraak neer voordat hy dit uitspreek. Hy laat nie toe dat die skare se klippe of die Fariseërs se druk hom beïnvloed nie. Nadat Jesus geskryf het, staan hy op en nou lees hy sy uitspraak hardop uit, wat sê, Johannes 8:7, laat die een van julle wat sonder sonde is, die eerste klip gooi. Die grond was Jesus se wastablet, en sy woorde in vers 7 is die amptelike vonnis. Maar kom ons kyk dit nou uit 'n ander hoek uit. Wat sien ons uit 'n ander hoek? 1. Die Fariseër sleep die vrou voor hom. Die saak word voor die regter gebring. Jesus buig en skryf in die grond. Hy skryf sy uitspraak neer voordat hy dit uitspreek. Hy laat nie toe dat die skare se klippe of die Fariseërs druk op hom beïnvloed nie. En nommer 2. Dan staan Jesus op en hy sê, laat die een van julle wat sonder sonde is, die eerste klip gooi. Nou lees hy sy uitspraak hardop uit. Die grond is Jesus se wastablet of sy perkament. Sy woorde in vers 7 is die amptelike vonnis. Kortom,
Die sin beteken Jesus tree nie op soos 'n woedende skare nie. Hy tree op soos 'n wettige, kalm regter wat sy oordeel eers neerskryf en dan uitspreek. En sy oordeel was: laat die een van julle wat sonder sonde is, die eerste klip gooi. Met ander woorde, kyk eers na jou eie hart voordat jy 'n ander veroordeel. Maak dit vir jou sin. Indien nie, probeer ons nog 'n ander hoek. As iemand vir een of ander oortreding in 'n hof beland, en hy stap skotvry die hof uit, is hy nog skuldig oor dit waaroor hy aangekla was? Is hy? Dalk was die persoon skuldig, maar as die regter sê hy is onskuldig, kan niemand die uitspraak verander nie en stap daardie persoon vry uit die hof uit. En dieselfde geld vir die vrou. Ek sê die vrou was onskuldig omdat sy nie die steniging doodvonnis ontvang het nie, maar net 'n waarskuwing van Jesus en is toe vrygelaat. Dus, sy was skuldig volgens die feite, maar Jesus kies om haar nie te veroordeel nie, en hy skuif die fokus van haar skuld na die hart van almal teenwoordig. Dus, sy was skuldig, maar ook vrygespreek. Maar ons moet onthou, as sy werklik op heterdaad betrap was, dan moes die man volgens hulle wet ook daar gewees het. Fisies daar gewees het. Jy kan nie egbreek alleen pleeg nie, en ek is baie seker as daar 'n man was terwyl die fariseërs so ernstig was om Jesus se skuld te bewys en hier het hulle nou die kans gekry, dan sou hierdie man ook saam met die vrou gekom het. Ja, hulle sou dan daardie man ook gevange geneem het, as daar werklik 'n man was. So, hoe kan ek sê, sy is skuldig gewees, sonder die man se teenwoordigheid om dit te bewys? Maar skuldig of nie, Jesus se reaksie, hy sê nie, sy is onskuldig nie, maar Jesus sê ook nie, sy is skuldig nie. Hy sê, laat die een van julle wat sonder sonde is, die eerste klip op haar gooi. Daarna toe almal weggesê hy vir haar, ek veroordeel jou ook nie, gaan, maar moet van nou af nie meer sonde doen nie. Nou, as die fariseërs werklik oor die wet bekommerd was, sou hulle definitief albei gebring het. Dat net sy daar is, wys hulle gebruik haar as 'n pion. Sy is 'n toetskas, nie 'n persoon vir hulle nie. En Jesus weier om deel te wees aan 'n stelsel wat een mens veroordeel en die ander een laat gaan oor dieselfde oortreding. En veral omdat dit in die wet opgeskrywe was. En dit is my rede hoekom ek sê, ek glo persoonlik, sy was onskuldig. Kortom, die afwesigheid van die man bewys die fariseërs se motief was nie rein nie, of daar was glad nie 'n man gewees nie. Hulle wou Jesus vang, nie die wet uitvoer nie. Nee, en Jesus draai om. Hy wys hulle almal se skuld uit en gee die vrou genade en 'n tweede kans. Was die vrou skuldig? Niemand kan sê nie, want niks verwys daarna in die Bybel nie. Ek sê maar net wat ek ervaar. Wel, tot sover vandag. Môre kyk ons in kort na die laaste stukkie van Jesus skryf in die sand, en hier sal ons die lesse sien wat Jesus ons in hierdie gedeelte wil leer, waar hulle Jesus wou skuldig maak om van hom ontslae te raak. Ja, daar is baie te leer. Seën, vrede en genade vir julle geliefde kinders van die Here, vir wie God so lief het, en die Here Jesus Christus en die Heilige Gees. Amen.